upon the Lord we will wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord. Strength will rise as we wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord. Strength will rise as we wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord we will wait, upon the Lord our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like our God, you reign forever, our hope, our strong deliverer. 'Cause you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. From everlasting to everlasting, God, you are everlasting. Hallo maas, ek voel vandag 'n bietjie hartseer. Ek soek nou al vir die hele liewe oggend lank vir Dennis die donkie en ek kan hom net mooi nêrens kry nie. Sê nou maar Dennis die donkie het verdwaal iewers en hy's nou alleen. Och nee, ek wil nie hê Dennis moet alleen voel nie, of dalk het hy weggeraak en hy's dalk iewers en hy's nou bang. Ek wil ook nie hy moet so voel nie.
Het julle al ooit weggeraak? Het julle al dalk na 'n winkelsentrum toe gegaan of na 'n plek toe gegaan en julle het weggeraak en kon nie julle mamma en pappa kry nie? Dis nie lekker nie. Ek wonder of dit is hoe Dennis nou voel. Maar weet julle wat, julle mammas en pappas was toe dit gebeur het ook ons baie bekommerd en hulle het ook glad nie lekker gevoel nie en dis hoe ek nou voel. Ek voel nie lekker nie want ek wil weet wat Dennis is. Maar weet julle wat, ek het nou net 'n goeie idee gekry. Julle is mos nou hier. Wat daarvan as julle klomp my help om vir Dennis te soek? Wat kan ek julle vertel van Dennis? Dennis is grys en hy's wit. Dennis het sulke lang ore. Hy's verskriklik lief vir boek lees en hy's baie lief vir wortels. Nou kom ons kyk of ons kan leidrade kry en vir Dennis kan opspoor. Nou elke goeie speurder het 'n vergrootglas. So ek gaan my vergrootglas kry en dan gaan ons kyk vir 'n paar leidrade. Is daar enige leidrade wat ons so lank kan sien? Ek sien iets raak julle. Kyk hierso. Ek sien hoefmerke. En Dennis is mos 'n donkie, so hierdie hoefmerke is dalk syne. Kom ons kyk waartoe dit gaan. Weet julle wat? Dalk is Dennis onder die stoel. Kom ons kyk. Ek sien 'n stert. Wie se stert is hierdie? Ag nee julle. Dis nie Dennis nie. Dit is net Skatty, my swart kat. Ai Skatty, dis lekker om jou te sien, maar ek is vandag op soek na Dennis die donkie. So, kom ons kyk, daar's nog hoefmerke, sien julle dit? Daar by my tafel, dalk is Dennis die donkie agter my tafel. Want onthou julle, ek het mos gesê hy hou van lees ook, nê? En daar's ons van die boeke wat hy onlangs gelees het, die Bybel. Kom ons kyk, dalk kruip hy agter die tafel weg. Kom ons kyk of hy daar is. Dit is nie Dennis die donkie nie. Dit is Sebastian die bewer. Sebastian, ek soek nie nou vir jou nie, ek soek vir Dennis. Dalk is hier nog 'n paar leidrade wat ek gemis het. Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie rond. Kyk daar, op die grond julle, daar's so sulke lang oranje goeters. Onthou julle, ek het mos vir julle gesê dat Dennis die donkie, hy hou daarvan om wortels te eet. Dalk as ons die wortels volg, gaan ons vir Dennis die donkie opspoor. Is dit grys ore wat ek daar sien? Julle, dalk is dit Dennis die donkie. Dennis, ek soek nou al die hele oggend vir jou. Waar was jy? Ek was hier in my kamer, besig om te lees van toe Jesus 'n kind was. Toe Jesus 'n kind was? Bedoel jy 'n kind, soos in sweeties geëet en gespeel en sulke dinge? Ja, die Bybel leer ons nie veel van toe Jesus 'n kind was nie, maar in hierdie storie was hy 12 jaar oud gewees. 12 jaar oud, dis baie klein. Wat het in die storie gebeur? Wel, dit was die tyd vir die Paasfees. En soos dit die gewoonte was, het sy familie en 'n groep van die mense van hulle dorp gegaan om Paasfees in Jerusalem te vier. Daar het hulle God aanbid, hulle het offers gebring en fees gevier, en toe hulle klaar was, het die hele groep weer huis toe gereis. Maar Jesus was nie saam met hulle nie. En sy ma en sy pa het nie geweet hy is nie by hulle nie. Maar na rukkie het hulle agtergekom en groot geskrik. Want waar was Jesus? En hulle het gesoek, en hulle het gesoek, en hulle het gesoek. Vir 3 dae lank het hulle gesoek. Vir 3 dae lank?
dink, as ek sy mamma en pappa was, sal ek darem maar verskriklik bekommerd gewees het. Wat het hulle hom toe gekry? Hulle het hom in die tempel gekry, waar die skrifgeleerdes en die fariseërs was, die oomies wat baie geweet het van wette en kerkgoede. So, hy was in die kerk gewees, besig om na al die ou oomies te luister? Wel, ja en nee. Hy was eintlik die een wat die meeste praatwerk gedoen het. Die oomies, glo dit of nie, het vir hom vrae gevra en hulle was verbaas oor wat hy van die Bybel gesê het. Wat? Regtig? Ja, Het sy mamma en pappa hom toe uiteindelik darm gekry? ja, en hulle was baie kwaad gewees. Sy ma het vir hom gesê, hoe kan jy weggebly het van ons af? Ons was so bekommerd gewees. En Jesus het haar net so gekyk en gesê, maar ma moes geweet het, ek sou in die huis van my pa gewees het, want God is mos Jesus se hemelse pa. Dis die waarheid. God is ons pappa in die hemel. Maar weet julle wat? God hou daarvan as ons ook na die tempel toe gaan, as ons ook kerk toe gaan en tyd saam met hom spandeer en hom ook beter wil leer ken. Ja, en ons lees daarvan in Spreuke 8 vers 17. Vandag se onthouversie is Spreuke 8 vers 17. Nou ons gaan so wys vir Spreuke, want dit wys dat ons iets wil spreek. So, Spreuke 8 vers 17 sê, God is lief vir die wat hom lief het, en die wat hom soek sal hom vind. Spreuke 8 vers 17 sê, God is lief vir die wat hom lief het, en die wat hom soek sal hom vind. Dit was baie lekker om vandag saam met al julle maats te kuier, en ek hoop in hierdie week gaan julle lekker Bybel lees, tyd saam met die Here spandeer en meer van hom leer met alles wat julle doen. Nou kom ons sluit ons oë en dan vra ons vir die Here om saam met ons te wees in alles. Here Jesus, dankie vir 'n baie mooi dag wat U vir ons gee en dat U baie goed is vir ons. Dankie dat ons weet daar is niks wat U nie kan doen nie. Here, ek bid dat U asseblief saam met elkeen van ons maatjies hierdie week sal gaan, dat ons alles sal doen wat U hart bly sal maak, dat ons sal weet wat reg en wat verkeerd is, en wanneer ons verkeerd doen, Here Jesus, dat ons vir U sal jammer sê en nie weer dieselfde foute sal maak nie. Ons is baie lief vir Here Jesus. Amen. Nou maats, totdat ons volgende week mekaar weer sien. Toedeloe!